Hi Great Church, dis 'n voorreg vandag die woord saam met jou kon deel, daar waar jy is, by jou huis, by jou werk, dalk online of selfs by jou life group, daar waar jy vandag die boodskap kry. Ek hoop die woord praat vandag met jou en ek hoop die woord kan iets in jou lewe kan transformeer en impakteer, daar waar jy is. So ek wil vandag, ek wil probeer 'n storie vertel van 'n oomblik waar ek mense wat my ken weet ek is altyd haastig. Ek is altyd op pad hierheen en vind my vrou spot altyd sê dit vat 'n hele ruk vir jou om seker 2, 3, partykeer 4 dae vir jou net om asem te haal. Maar jou vakansie is net om asem te haal en want jy's altyd besig met iets. En sy sê dit vat so 3 of 4 dae vir my net om stil te wees. Voordat ek eers afskakel. So ek weet nie of iemand weet waarvan ek praat. Dus ek is altyd op pad ergens en ek is altyd besig met ietsie. En ek bevind myself een keer en ons het hierdie badkamerkassietjie wat ons moet gaan opslaan. Of wel nie opslaan. Ek moes net een gaan koop het. En ek was op pad om te gaan koop en ek weet presies wat ek moet kry en ek weet presies wat ek wil hê. En ek stap by 'n winkel in. Julle ken al die winkel. Ek weet nie die naam noem nie, maar ek stap by die winkel in. En ek sien presies wat ek nodig het, presies die ding wat ek wil hê, dis alles wat ek wil hê. En 'n goeie prys ook. So meeste mans kyk net vir die prys. So ek verstaan waar dit is. So ek kry dit, ek laai my trolley in en nou gaan ek gaan nou met taal huis toe gaan, my vrou gaan trots wees, alles werk. Jy sien van daar wat alles perfek uitwerk. En soos wat ek die ding van die metrolle sit en ek kom by die betaal en al wat we betaal. Die vrou sê my, meneer, wat doen jy? En ek sê, ek kom koop vir my rakke. En sy sê, nee, daar is nie vir, jy kan nie dit koop nie, is net vir, is uitgebore gebruik, vir display purposes ou nie. En ek sê vir hom, maar wat wil jy? Sy sê, meneer, daar is nie te koop nie. Daar moet jy gaan terugsit, dan gaan hulle gaan vir jou boks uithaal, en dan die boks wat jy terug huis toe, en as jy by die huis kom, dan slaan jy die selle rakje op, en ek sê, maar hierin is klaar opgeslaan. Sy sê, meneer, ons sien nie om nie, hierdie is, en wanneer ek hierdie woorde gebruik, for display purposes aan, en ek sê, maar hierin is klaar opgeslaan. Sy sê, ons worry regtig nie, daardie is for display purposes aan nie, en sy sê, so vat die ding terug, en as jy hom teruggevaai, en dan vraag jy iemand daarachter, laat hulle vir die boks daarachter gaan haal, en dan gesaai by huis, en ek sê nogal vir, luister, lyk hierdie hande, ek werk met my stem, ek werk met my, hierdie hande is nie gemaakt vir dinge nie, en sy sê, nee, ons kan daar nie om nie, sal hy ding terug, en gaan haal vir jou, die boks, en dan gesaai by die huis op, daardie is nie te koop nie, en so terwyl ek hierdie hele ding storie in my kop of so hoor ek by die Here vir my sê, en ek hou van wanneer die Here praat in oomblik is daai, veral wanneer jy so klein bietjie anders sê, so klein bietjie jou cool voel, en oomblik wanneer jy voel, is net menslik, en ek onthou in daai oomblik sê die Here vir my, is dit hoe die lewe is, en ek vra die Here wat bedoel, en die Here sê, meeste van ons, en nie almal nie, maar meeste van ons, al wat ons soek is, ons soek 'n klaargemaakte produk, 'n klaargemaakte rak. Niemand van ons wil die effort is, niemand van ons wil die rakke by mekaar sit en die skroewe insit, en ons almal so die klaargemaakte produk, 'n klaargemaakte huwelik, 'n klaargemaakte kinders, klaargemaakte alles, ons wil nie die proses deurgaan nie, want ek dink in ons eie lewe bevind ons onsself so verkeerd tussen twee oomblikke, die begin oomblik van enigiets, en ek dink, dis twee dinge, een van die dinge is, die vyand worry nie in die begin oomblikke van enigiets nie, ons almal weet, die meeste momentum word gebou, in die begin oomblikke, dis daai dinge wat jy begin om jou skuld af te betaal, jy die Here aangeneem, nou begin jou Christelike wandel, dis die oomblik waar jy dink aan jou familie, jy dink aan jou gesin, jy gaan 'n gesin opbou, of wie soos by die volgende plek, jy het by 'n plek gekom waar jy gaan trou, en jy dalk 'n hand moet weet, hom ontmoet, en nou begin jy net te praat oor die huwelik, en daai oomblikke, is amazing, dis daai oomblikke wat ons regtig voel, ek het momentum, niks gaan my stop nie, ek gaan deurgaan, en daai eerste keer toe jy gym toe gegaan, die eerste 2 weke, jy begin, en alles was great gewees, en jy het alles ingesit, en die volgende oomblik kom jy agter, is dat die gym is meer as net 2 weke, en dit vat jou 4 in die oggend, al 5 in die oggend, om op te staan, en jy gaan gym, nou Christen wandel was meer as net, 'n hoendervleis oomblik in die kerk gewees, en nou gesin wat jy gesê het, jy wil begin, want die is die probleem, is dit nie so nie, want in die middel van die oomblik, en nou ook voordat ons in die middel toe gaan, omduidelik die einde van die eerste keer wat jy die boek klaar gelees het, en uiteindelik na 3 vakansies wat jy weer self gesê het, gaan het klaar lees.
En uiteindelik is hy klaar en is so sig van verligting. En hier is die ander, en miskien is dit 'n plek waar jy dalk vir die eerste keer die skuldklaar betaal het. Jy jouself weer al die doelwit uitgesien sê, dis wat ek graag wil doen. En uiteindelik of 'n projek klaar gemaak het. En nou is daar 'n plek waar ek en jy vier, seevier in daai oomblikke. Maar kom agter, daai is twee van die grootste oomblikke in mense se lewens. Maar nie die grootste oomblik in jou lewe nie. Die grootste oomblik word gelewe tussen daai oomblikke. Dis in die oomblikke waar ons onsself in die middel bevind, in die middel waar jy gedink het dat jy begin het en nou is in die middel, nou lyk dit nie alles meer so wat dit gelyk het aanvanklik nie. En jy het gedink dat die familie gaan alles en jy het gedink hy gaan alles wees en jy het gedink jy het gedink die oomblik die Here aangeneem het en ewe skielik gaan alles regkom en nou bevind jouself in die middel en kom agter is dat waar meeste van ons onsself bevind is in die middel van 'n storie. Dis daai oomblikke wat ons eintlik die grootste gedeelte in ons tyd spandeer. So ek wil jy terug van daai plek toe en ek dink wanneer ek en jy onsself kan vind in hierdie storie en ek wil die agtergrond van die storie vertel. Is waar Jesus met sy disippels en net 5000 mans sê die woord in Markus 5 en die einde van Markus 5 5000 mans kos gegee vermenigvuldig van brood. Hulle was moeg gewees. Almal was moeg gewees. Inteendeel hulle was moeg gewees voor die brood begin vermenigvuldig. Hulle was al reeds moeg gewees. En Jesus deel met hulle vra die seun en die volgende oomblik deel hy hierdie brood uit en hulle vermenigvuldig die brood en ek dink as jy vir 5000 mans en die woord sê as jy regtig die konsep verstaan is al min of meer 14000 mense as jy die vrouens en die kinders saamtel dan kom jy agter is min of meer 14000 mense en ek dink myself jy was al reeds moeg voor jy begin vermenigvuldig en voor die wonderwerk ek sien dit jy al reeds vir jouself gesê ek is moeg en nou kom ons agter waar Jesus die dag was great geweest om 'n disipel te wees en nou bevind homself in Markus 6 hy het 'n vinnige storie vertel in Markus 6 en hy sê en dadelik het hy sy disipels gedwing om in die skei te gaan om voor te gaan aan die oorkant. So hier sien nou het hulle klaar kos gegee einde van Markus 6 ek dink 44 eindige af en dan kom hy en hy sê in Markus 6 45 en hy sê en dadelik het hy sy disipels gedwing om in die skei te gaan en voor te gaan aan die oorkant. So hy gee hulle instruksie en ek dink dis daar as ek dit vinnig gaan oorbreek en wanneer ek en jy by 'n plek kom waar ons Jesus herken as iemand met liefde is en iemand ons redder is, maar ek wonder hoeveel van ons ken regtig die kant van Jesus wat instruksie gee. Dis as ons verlief geraak op die iemand wat vir ons lief is, maar die iemand instruksie gee, dit is altyd nie hoe jy die ja hanteer, maar baie keer hoe jy die nee hanteer. Ek dink wanneer ek en jy na ons eie lewe kyk en ons vra, Here, wat is die weergawe van Jesus? Waarmee ek gemaklik is. En wat is die weergawe van Jesus wat die Bybel deurgee wat ek baie keer nie van hou nie. Ek hou daarvan wanneer Jesus my sê, hy is lief vir my, maar wanneer Jesus my sê, instruksie gee en sê, dis wat ek graag wil jy moet goed doen. Wanneer die Here vir jou sê, jy moet by die manne uit, wanneer die Here vir jou sê, by jou life-groep uitkom, wanneer die Here vir jou sê, jy beter gee, wanneer die Here vir jou sê, jy moet seker dinge doen. Ons almal hou van die oomblik wanneer dit liefde en genade en alles is, maar daar's 'n ander kant van God waar hy instruksie gee. En ek dink dis waar die disipels hulle self bevind in daai nag en hy sê om die oorkant te gaan na Bethsaida toe onderwyl die skare so weg so hy het hierdie idee wat hy vir hulle gee sê gaan julle so lank ek gaan die skale gaan die volgende is hy sê wil graag gaan bid ook so hy sê nadat hy van hulle afskeid geneem het hy na die berg gaan om te gaan bid groot oomblik is daar so Jesus sê gaan ek kry julle daar die woord daar soos die instruksie is ek kry daar die belofte is ek kry julle daar. En ek dink dis waar ek en jy ons is in vir dit. Here, dankie tog. Ons kan uiteindelik van die skaal ontslae raak. Uiteindelik kan ons gaan en ons aanvaar die instruksie. Maar hier is die ding. In Markus 6:45 eintlik by 47 sê en toe dit aand geword het. So nou sien ons die hele oomblik waar alles wil Jesus op die berg hy bid en hier is besig om te roei. En ek dink as jy vir 14000 mense kos gegee het, hoe lyk jou arms en hoe lyk jou gemoed en nou is hulle besig om te roei en ek hou van dit en hy sê en toe dit aangeword het was die skei in die middel van die see alleen op die land. So nou word hulle in die middel van die land sit hulle en hulle roei in die middel van 'n oomblik waar Jesus hulle afskeid geneem het, waar hulle begin roei het, tot die plek waar hulle sê maar daar is die kus aan die ander kant, maar ons sit in die middel. En ek dink die aanvanklike oomblik toe hulle in die boot geklim en die Here sê, ek kry dit daar, so sê hulle, Here, dis great, ons sien nie net daarso.
maar nou bevind ons self in die middel, en ek dink as jy nie daar gaan soek nie, gaan jy daarvoor kry nie, en ek dink, dis waar meeste van ons onsself bevind, dis waar meeste van ons sig verloor van Jesus, en dis waar meeste van ons opgees in die middeloomblikke van ons lewens. Dis in daai oomblikke wat die Here vir jou sê, daar is 'n belofte aan die ander kant, maar op die stadium sien jy dit nog nie, en jy stoei, en jy hier's die ding, kan ek weer sê, in die middel van daai oomblik, en dis kom die vyand jou aanval in die middel van jou oomblikke, want hy weet as jy een oomblik, een stroke verby die middel gee, is jy een stap nader in jou toekoms. Maar jy weet of die volgende, as jy daar opgee, is jy baie nader terug aan die verlede. En ek wil eintlik met jou 'n woord deel en vir sê, wanneer ek en jy in die middel van ons storie kom, is daar nog 'n belofte. Dit is so maklik om op te gee wanneer die belofte ver lyk. Dit is so maklik om op te gee wanneer die stoei en die rolstoel en die Here, ek kan nie meer nie. Dit is so maklik om op te gee. In oomblikke soos daardie. So wanneer ons die woord begin deel en die volgende vers van daardie sê, hy sê, en omtrent die 4de nagwaak het hy na hulle gekom, al wanneer op die see, en hy wou hulle verbygaan. Die vers net voor het sê, en Jesus het gesien, dat hulle was besig om die golwe te stoei. En nou sê hulle, en omtrent die 4de nagwaak, nadat hy gesien het, en ek dink, waar ons onsself bevind is, ons wil graag hê, dat wanneer het moeilik raak, dan moet iets gebeur, dan moet God deurkom. En my kinders speel rugby, hulle is van die kortste kinders in hulle span. En ek onthou, op 'n stadium toe een van die seuns 'n tackle gemaak, en nadat hy tackle gemaak het, lê op die grond. En terwyl op die grond gelê het, was daar iets in my hart, want ek hardloop op, want jy het dit gesien, as 'n pa het jy dit gesien wat daar gebeur het, en as 'n pa hardloop ek op, en ek toe daar voor hom staan, toe sien ek, hier is die oomblik wat hom gemaak of breek, hier is die oomblik wat eintlik alles gaan speel van hier af, hierdie gemaak, of hy gaan aangaan, hierdie oomblik gemaak of ek hom gaan afval, en sê dis okay. En in daai oomblik, kom en ek sê vir hom, staan op, as 'n pa se hart, breek het, want het gesien wat gebeur het, sê staan op, want die game is nog nie klaar nie, staan op, want het is nog nie klaar nie. En ek dink, wanneer ek Jesus sien, hulle disciples kom en sien hulle stoei, en ek wonder hoeveel keer het hulle uitgesê, Here, wanneer gaan my sien wanneer jy in die middel van jou storie is, kom jy agter wat in die middel van jou is. Jy sien wanneer ek voor my seun staan en sê, my seun staan op, dis nog nie klaar nie. Die spel is nog nie klaar nie. Daar's nog 'n hele helfte wat jy moet speel. Daar's nog 'n hele helfte. Jy kan nie in die middel van die veld gaan lê nie. En ek dink by myself, hoeveel kere vra God vir my en jou om op te staan. En ek weet ons wil almal uitroep en ons almal wil en maar die Here sê, staan op, want hy weet wat binnekant jou is. Die middel van jou storie, die middel van jou uitdaging, die middel van jou van die proses, wys eintlik vir jou wat in die middel van jou is. So nou gaan hy aan en hy sê, en die woord sê, en Jesus het gekom op die water, maar hy wil verbygegaan het. Dis amper of hy sê, ek het julle mos gesê, daar's 'n belofte. Hou vas aan die belofte. Betsaida is die plek waar julle moet wees. Moenie nou stop nie. Dis nie nou die oomblik om te stop nie. Jou oomblik is om verby te gaan. Kom na die ander kant toe. Die woord sê, Jesus was klaar op pad sien toe. En nou stop hy, want die is die groot gedagte, en ek wil vinnig vir ons lees. Hy sê, toe hy op die see sien loop, het hulle gemeen dat dit spook was en hard uitgeskree, want hulle het hom almal gesien, en hulle was ontstel. En dis dan toe spreek hulle dadelik met hulle en sê vir hulle, hou goeie moed, dis ek, moenie vrees nie. So daai oomblik waar hulle in die middel van die storie is waar hulle iets van Jesus ontdek het, wat niemand anders ontdek het nie, in die middel van hulle geveg, in die middel van die storie, in die middel van die opgee, in die middel van hulle grootste uitdaging, kom hulle iets agter van Jesus. Kan ek vir julle sê, almal het Jesus geken as die rabbi met stof onder sy voete. Daar waar hy geloop het in die strate van Jerusalem, in die strate van Nasaret, in die strate, en die stof was op sy voete gewees, maar niemand het hom gesien as Jesus, die met water onder sy voete gehad het nie. Ek wil vandag vir jou sê, wanneer jy by 'n plek kom, en jy kan die Here begin aanroep, en die Here begin sien, vir wie en wat hy is, in die middel van jou storie, ons ontdek iets anders van God, in die middel van dit. Dis in daai oomblikke, wanneer ons wil opgee, wanneer ons uitvind wie ons is, en wie Christus in ons is, wanneer ons die moed kry om aan te gaan. Ek wil vandag vir jou sê, die 3 dinge wat Jesus met my en jou sê, die eerste ding, hou
goeie moed. As jy iets kan hou, beteken jy kan iets laat gaan ook. Hy sê, hou goeie moed, tel dit op. Dis nou jou oomblik. Moenie nou gaan lê nie. Hy sê, dit is ek. Identifiseer waar Jesus is. Hy het jou nie gelos nie, hy het jou laat gaan nie. Inteendeel, hy is in die middel van die boot, in die middel van die steen, in die middel van die storm saam met jou. Maar Here, hoekom tel jy my nie op nie? Want die Here sê, ek weet wat binnekant jou is. En die laaste ding wat ek sê, hy sê, moenie vrees nie, want vrees maak ons lendelang vir dit wat God vir ons het. Kind van God, ek gaan jou vra. In jou storie vandag, is dit ook wat Jesus vir jou sê? Is dit ook wat God in jou storie verklaar? Hou goeie moed, dis hy. Moenie vrees nie. Lief julle.